Ons gaan so 'n voorspraakie hê van die Pinkster, voorsmaakie hê van die Pinksterreeks. En ons gaan vandag lees uit Openbaring hoofstuk 7. Openbaring hoofstuk 7, ons gaan lees vanaf vers 9 tot en met vers 17. Voordat ons dit waag om die Bybel te lees en sommer net dit te interpreteer, kom ons vra dat die Gees van die Here die woord sal dra. Hemelvader, die woord lê op vir ons. En ons weet dat mense baie idees het. En daardie idees kan so baie mense verwar. Want ons het groot geword met u woord in ons ore. En ons het dit gehoor van kindsbeen af. Vir baie van ons is die boek Openbaring een van daardie boeke wat soveel verwarring veroorsaak. En ons wil graag vra dat u vanmôre vir ons sal help om die evangelie agter hierdie boek te hoor, in te drink, en dat dit ons sal oplig, ons voete sal laat dans, oë sal laat glinster, en ons monde sal laat jubel oor u groot. Daarom, Here, kom bid ons weer, soos altyd, dat u koninkryk sal kom. Dat die koninkryk hier op aarde sal wees soos wat dit reeds in die hemel gevestig is. En dat ons iets van u heerlikheid sal kan sien. U het 'n goddelike plan met elkeen van ons. Nie net met vandag se diens nie, maar ook met ons lewe en met ons sterwe hier op aarde. Kom praat dan vanmôre met ons elkeen. Laat ons die woord hoor, laat ons u stem helder herken. En gee dat ons hiervandaan sal uitstap met nog een skakeltjie wat in ons geestelike lewe gelê is, en ons nader trek nie. Dat daardie doelwit wat u dit vir elkeen van ons. Laat u naam verheerlik word. So bid ons as u kinders. Amen. Geliefdes, Openbaring hoofstuk 7, ons gaan lees vanaf die 9de vers. Hierna het ek gekyk, en werklikwaar, daar was 'n reuse skare mense wat niemand eers kon tel nie. Hulle het gekom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep, en het voor die troon en voor die lam gaan staan. Hulle het wit klere aangetree met palmtakke in hulle hande. Met 'n kragtige stem het hulle uitgeroep: ons verlossing is te danke aan God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het ook rondom die troon gaan staan, as ook die ouderlinge en die 4 lewende wesens. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê: Amen. Die lofprysing en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eerbetoning, die mag en die sterkte behoort aan ons God vir altyd. Amen. Een van die ouderlinge reageer toe en vra my: hierdie mense met wat wit klere aan het, wie is hulle en waarvandaan kom hulle? Ek het aan hom gesê: meneer, u is die een wat weet. Daarop sê hy vir my: dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere wit gewas in die bloed van die lam. Daarom staan hulle voor die troon van God en dien hulle God dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tentwoning oor hulle span. Hulle sal nie meer honger of dors word nie. Die son sal nie op hulle neerstrooi nie en ook nie in hitte gloed nie. Die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei en hulle na die waterfonteine van die lewe bring. En God sal elke traan van hulle oë afdroog. Lees dit sover uit die woord van die Here. Vriende, vir baie mense, en ek het groot geword met daardie verwarring. Vir baie mense is die boek Openbaring 'n geweldige komplekse boek. Ek weet nie of jy dit al vir jouself kon uitsorteer het om te weet dit is hoe mens alles moet verstaan en dit is hoe jy die woord in hierdie gedeelte van die Bybel moet interpreteer. Daar is verskillende maniere hoe mense dit gaan lees. Ek gaan uit die aard van die saak vanmôre fokus op die manier hoe ons as kerk. En ons lees die boek Openbaring, die hele boek van Openbaring,
vanuit die kerkgeskiedenis. Dis 'n boek wat baie baie nou verweef is aan die geskiedenis van die kerk van Jesus. So kom ons begin met 'n kort bondige samevatting van hoe het ons by die boek Openbaring uitgekom. Dit sal vir baie mense help om so 'n bietjie die boek met die regte of met 'n ander bril dan te lees. Na die hemelvaart van Jesus, en dis die tyd waarin ons is nou by die tyd waar Jesus opgestaan het uit die dood en ons vier nou sy koninklike karakter. Na die hemelvaart van Jesus het die kerk in Jerusalem eenvoudig ontplof. Daar het op een dag 3000 mense tot bekering gekom en die woord het soos 'n veldbrand versprei in Jerusalem. Die liefde wat hierdie mense vir mekaar gehad het, was so oorweldigend dat toe die Joodse leiers hierdie Christenleiers wil vang en hulle wil aanrand, was hulle te bang om dit te doen want hulle het gewonder of die hele stad nie gaan in opstand kom teen hulle. Daar was soveel omgee tussen die gelowiges gewees dat die kerk eenvoudig 'n naam begin draai van hulle dra die karakter van Jesus. Hulle leef die woorde van Jesus. Maar so het tog die vervolging deurgebreek en van die jong kerkleiers is gestenig. En daarna, as jy hoegenaamd enige politieke ambisie gehad het, dan het jy saam met die Romeinse regering en saam met die Joodse leiers begin werk om van hierdie Christene dan te vang. Dit was die daai tyd die naam Christene gehad. Hierdie jong Christen gemeenskap het besef hier kom moeilikheid en hulle het begin emigreer na verskillende lande toe. Die meeste het gevlug na Klein-Asië wat vandag Turkye is. En hier in Turkye het hulle, dit was nie sommer net 'n duimsuig oomblik om te sê, ag watter land toe gaan ons die mou kom ons gaan soontoe nie. In Turkye was dit 'n gebied gewees wat 'n enorme ontploffing gehad het van ekonomiese welstand. Daar was sterk handelsroetes gewees, sterk stede wat ontwikkel het en skepe het ingekom en karavane het begine beweeg met al die goedere wat rondgegaan het. Omdat die Romeinse ryk die hele Klein-Asië op daardie stadium oorgeneem het en begin regeer het, was dit 'n tyd van enorme voorspoed, want die Romeinse ryk het al die middele wat onder hulle vaandel was, het hulle begin versprei en dit was 'n tyd waarin daar geweldige ekonomiese ontwikkeling was. Hierdie Joodse gelowiges het die beskerming onder die Romeinse ryk gehad. Want nadat die Romeinse ryk Israel ingeneem het, was een van die konsessies wat die Romeinse ryk teenoor die Joodse gemeenskap gedoen het, is, julle hoef nie die keiser te aanbid. Dit is oukei, julle kan maar julle God aanbid. Dis die enigste volk wat vrygestel word. So die Joodse Christene het dus nou uitbeweeg na hulle begin vervolg is, dat in Klein-Asië gekom met die hoop om 'n nuwe begin te maak en ryk te word, en hulle die beskerming van die Romeinse keiser gehad, omdat hulle eie God kon aanbid. Dit sou net so verander. Maar op daardie stadium het dit net nie. Hulle het 'n blink toekoms voor hulle gehad. Hulle het geglo in die God van Abraham, Isak en Jakob. En dit het hulle hierdie vryheid gegee om te kan leef onder die Romeinse ryk. Dit was nie baie lank hierna nie, dat die Romeinse ryk besluit het tot hiertoe en nie verder nie. En veral omdat die Jode wat nog in die Joodse geloof was en kerke, hulle sinagoges reg oor Klein-Asië gehad het hulle hierdie Christene begin uitskop. Hulle gesê, julle is anders as ons, julle hoort nie hier by ons nie, julle kan nie meer aanbid hier by ons nie, julle moet julle eie ding gaan doen. En daardie woord het versprei na die Romeinse ryk en sê, en toe die Romeinse ryk by die punt gekom te sê, maar as julle nie meer 'n Joodse geloof is nie, dan gaan ons van nou verwag dat julle ook die Romeinse ryk is. En dit was 'n geweldige groot probleem. Vervolging het losgebars
en die Christene is onder geweldige druk geplaas. Die langslewende van hierdie disippels was Johannes, en hy het in Efese was hy van die geestelike leier vir die hele gebied in Turkye. Hy word gevang en hy word gedeporteer na 'n eiland wat ons ken as Patmos. Op hierdie eiland gaan leef Johannes, maar nou het die kerk sy laaste disipel verloor. En hierdie ouens het gereeld, het hulle geld bymekaar gemaak en een persoon gestuur na Patmos toe om daar met Johannes te gaan praat en te sê, Johannes, dis wat nou gebeur met ons. Dis waarmee ons sukkel. Dis die vrae wat ons het. Dis die goed wat nou op ons tafel lê wat ons nou moet hanteer. Wat het Jesus hier te sê? En dan het Johannes vir hulle gesê, so moet julle glo, so moet julle dit lees, so moet julle dit interpreteer. Oppas vir daai, oppas vir dit, moenie dit doen eerder dit maak so, moenie so maak. En hy was basies soos wat die paus op die oomblik vir die Rome. Daar het enorme verdeeldheid binne in die kerk ontstaan. Omdat hulle goeie sprekers gehad het, wat op die ouene hulle eie idees kon verkondig. En dit het hierdie jong gelowiges verwar. Onthou dat hulle nie 'n Bybel gehad het. Daar was nog niks van die briewe van Paulus en van Petrus was vir hulle beskikbaar gewees het. Al wat hulle nog gehad het, wat hulle met hulle saamgedra het, was die Torah. Dit was die 5 boeke van Moses. En al die stories wat hulle geken het, rondom hoe God hulle beskerm het, wat God met hulle gedoen het, hoe hulle as 'n volk tot stand gekom het, die feeste wat hulle gevier het. Skielik het hierdie jong gelowiges besef, hulle is anders as die Joodse gelowiges. Hulle het 'n ander klem en dit het groot verdeeldheid onder die mense. Moet ons nou besny, moet ons nie? Mag ons nou offervleis eet, mag ons nie offervleis eet nie? Mag ons dit, mag ons nie dit nie? En hierdie mag ons nie, het hierdie ouens in kampe verdeel. Vriende, wanneer ek en jy gaan begin fokus om die vraag te vra, mag ek dit of mag ek nie dit nie, moet ons maar baie versigtig wees, want ons is besig om ook te sê mense wat anders dink as ons, maar wat nog steeds gefokus is op Jesus Christus, van ons te vervreem. Ons moet altyd mense wat in dieselfde geloof het, Jesus Christus aanbid, by mekaar trek met God se liefde. Dis die groot belangrike. Hierdie kleiner faksies wat ontstaan het in die kerke is verder bemoeilik deurdat staatsamptenare hulle self as Christene voorgedoen het en hulle geïnfiltreer het in die kerke, hulle kom sit tussen die ander gelowiges, hulle die liedere gesing en hulle die halleluja's gesê en hulle die amen gesê, hulle die offergawe gegee en het alles gedoen wat die ander doen, maar hulle was eintlik maar geheime agente vir die vyand. En so het hulle om hulle eie posisie te bevorder binne die Romeinse Ryk, het hulle gesê, maar ek is nou hierdie geheime agent, en ek kan vir die name gee van hierdie leiers, en so is hierdie leiers een vir een gevang, en van hulle is gered. In Openbaring 7 skrywe Johannes vir hierdie Joodse Christene 'n kosbare boodskap. Want in hierdie tyd het hierdie gelowiges nou al so onseker gewees, hulle het nie meer geweet wat moet hulle glo nie, hulle het nie meer geweet wie kan hulle vertrou nie, al wat hulle geweet het is, Jesus het opgestaan uit die dood, hy is ons Here, hy het gesê kom ons weerhaal, maar nou trek ons al by die tweede en van die derde geslag Christene, met ander woorde, ouma en oupa het nog gesê, dat Jesus het opgestaan uit die dood, en nou die kleinkinders glo nou nie meer dieselfde as wat hulle ken nie. Nu in Openbaring 7 kom een van die kragtigste, mooiste boodskappe vir hierdie kleinkindergeslag gelewe. Dis daarom hulle te bemoedig en by te staan, hulle reg te help en hulle te vermaan, hulle uit te daag in die lewe vir toewyding en God. Vanaf vers 13 word 'n kragtige prentjie geskilder wat hierdie gelowiges aan die hart geroep. Die prentjie word vir hulle geskilder van 'n skare wat voor die Vader se troon kom staan met wit kleed. En dit het onmiddellik, as ons net so ietsie van die Bybel in ons gedagtes kan herroep, dan weet ons dat daar gestaan het,
van dat die bloed van die lam was ons beter as nie. Sondag. Wit klere was 'n teken van reinheid. Was 'n teken dat God ons aanvaar het, dat God ons omhels het en hy met ons nader is. Hulle is die gereddes. Nou het julle ook al gehoor dat is dit Matteus waar daar geskrywe staan die pad na die ewigheid is nou, die deur na die hemelpoorte is klein, nie baie mense gaan daar kom. Elke keer bekeer nie almal wat sê Here, Here gaan die koninkryk van God in. Is dit nou min wat in die koninkryk gaan wees of is dit wat hier staan rond mense, skare van mense wat alreeds op daardie stadium voor die troon van die Vader staan. Sien, nou moet ons die Bybel gaan verstaan. Is die Bybel besig om homself te weerspreek hier? Nee, glad nie. Dit gaan oor die konteks waarbinne in daai gedeelte geskrywe is. Dit gaan in daardie gedeelte gaan dit oor jy moet nie jou geloof afwater nie, jy moet getrou wees aan dit wat jy van die Here gehoor het. Jy moet dit leef. Nie baie mense leef dit nie. Kom aan, wees jy getrou, leef dit. Dis wat dit in daai konteks beteken. Hierdie konteks beteken dit weer iets anders. Hier gaan dit oor baie was voor jou getrou. Baie het voor jou gelei en jy is maar net nog een in die volgende lyn van gelowiges wat deur hierdie proses. Daarom, jy is nie alleen nie. Daar is 'n skare ander mense wat al saam met jou deur hierdie roete gegaan het. Byt vas. Einde is in sig. Dis die gereddes. Dis die antwoord wat die ouderling vir Johannes gee. Dis die gelowiges wat al onder druk verkeer. Daarom sê hy eintlik vir hulle, julle wat nou hierdie brief lees, julle is deel van daardie skare wat witgewas is deur die bloed van die lam. Julle hoef julle nie te bekommer oor die Romeinse ryk nie. Julle hoef nie te bekommer oor wanneer van julle kerkleiers gevang en doodgemaak sal word nie. Wees jy getrou. Ek sien jou raak. Jy is deel van daardie verkeering. Al sê die keiser ook al wat. Ons behoort aan Christus en die Redder. En ons staan voor die Vader se troon van heerlikheid. Vriende, dit het my laat besef dat ons met altyd die onderskeid kan raak sien tussen 'n aardse werklikheid en 'n hemelse werklikheid. Daar is iets wat ons vandag in die oë kan kyk. Ons kan sê dit is wat op die oomblik in die wêreld gebeur. Maar ons kan ook sê dit is wat in die geestelike wêreld gebeur. Dis twee verskillende goed. Die twee goed kom nie altyd so lekker by mekaar uit nie. As ons vandag net na die aardse werklikheid gaan kyk, dan kyk ons daar, dis winter, ekonomie druk. Ons raak ouer, as gesondheid begin afneem, daar's oorloë in die wêreld, daar's moeilikheid oral om ons. Oor al hierdie, dis die werklikheid wat ons die koerante sal lees. En dan is daar 'n geestelike werklikheid, waarmee ek en jy as gelowiges elke dag dieselfde voorraading. Jesus Christus is die hy het opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin, hy het die sleutel van die koninkryk vir ons gegee. Ons kan met hom praat, hy is by ons. Ons kan met hom tyd spandeer. Hy maak vir ons 'n plek gereed. Niks wat hier op aarde bymekaar gemaak word kan ons saamneem nie. Daar is meer as wat ons nodig het in die hele wêreld vir ons elke dag. Ons het nie nodig om hier op aarde beangs te wees oor môre nie, want God sal vir ons sorg. Hy sal ons in die ewigheid bring. Dit is die geestelike realiteit wat ons van tyd tot tyd afwater, miskyk, misken, wat ons so vasgevang is in ons aardse realiteit. En dis wat met hierdie gelowiges gebeur in Openbaring 2. Hulle word vasgevang in die realiteite en die druk van hulle omgewing. Johannes is besig om hulle te sê, daar's 'n ander realiteit. Daar's 'n goddelike lewe wat ons lewe. Moenie die ewigheid prysgee deur nou aanvaarbaar te wees vir mense. Hulle moet fokus op dit wat die Here vir ons doen. En dan begin Johannes met 'n beeld wat vir hierdie Joodse gelowiges baie kosbaar is. Hulle het geken, hulle het gedrink saam met hulle moedersmelk. Hulle het alles hiervan was deel van hulle lewe.
As jy nou dink, kom ons maak dit gou 'n bietjie ligter vir een nie. Mense wat in Australië bly, julle het mense wat oorsee is, né? Die van julle wat nou mense doen, wat is dit wat hulle vir julle sê hulle nie daar kry nie, maar wat ons vir hulle elke keer moet saamry? Kom maar ry tasse van die goed saam vir hulle sodat die kinders nie daar kan nie. Kyk, dit is mos een van die dinge wat jy nie daai kan kry nie, is cream soda. Die groen kleur cream soda bedoel ek nou, né? Hulle kry cream soda, maar dit is 'n ander kleur, hy's proe anders. Selfs hulle sout is lawerig ons sout. Want ons sout het mos 'n bietjie soos wat ons Suid-Afrikaners het. Ons het 'n bietjie van 'n punch in. Nou, hulle het nie niks nie. Samboksal. Dis goeders wat hulle nie ken nie. Hulle ken nie ons biltong met geel vet en wat so lekker is, soos wat ons dit elke keer kan doen. So elke keer is dan vat ons die goed saam. En dat hulle iets van die lekkerte van die lewe kan hê. Daar is in daar sekere taal wat eg is aan Suid-Afrika. Ek onthou ons staan op 'n stadium, is daar 'n Amerikaner wat by ons 'n kongres kom hou en die ou raak iets kwyt en een van die ouens in die gehoor sê, ja, dis die Julius Malema. En almal bars uit van die lag. En die ou het nie 'n cooking clue waarvan ons praat nie, want hy ken nie vir Julius Malema nie. Daar is sekere goed wat eie is aan ons land, ons taal, ons kultuur. Dis ons as ons dit sê dan weet ons presies waarvan ons praat. Nou dis presies wat in hierdie teksgedeelte gebeur. Hier is taal in hierdie teksgedeelte wat die Jode verstaan het en niemand anders 'n cooking clue gehad van wat hier geskryf is. Kom ek verduidelik dit vir julle. Hier verstaan. Ek wil vir die regte plek. Daarom staan hulle voor die troon van die God en dien hulle God dag en nag op sy tempel en hy wat op die troon sit sal sy tentwoning oor hulle span. Dis gelaaide taal. Dis iets wat net hulle verstaan het. Die Romeine het nie verstaan van 'n tentwoning wat oor hulle gespan word nie. Maar die Jode dit was deel van hulle taalgebruik en hulle kultuur om te sê God het ons uit Egipte uit die plek van slawerny bevry. Hy het ons vir 40 jaar deur swaar het ons deur die woestyn gebring en hy het ons 'n wolkkolom gegee om ons te beskerm. Hy het ons 'n vuurkolom gegee in die dag om ons lig te wees. Hy het ons gelei oral waar ons gegaan het. En as ons die dag gaan tent opslaan het, gaan lees maar in Numeri, word pragtig verduidelik daarin. Dan heel eers het hulle die tabernakel opgeslaan. En dan het 3 stamme die kant toe oos gestaan, 3 het noord gestaan, 3 het wes gestaan en 3 het na die suide toe gestaan. Met ander woorde, hierdie ouens het tent opgeslaan met die tabernakel reg in die middel. En dit was vir hulle heilige grond gewees. Elke keer as hulle by die tabernakel sou verbygaan om te gaan kuier by 'n neef in 'n ander stam, dan het hulle weet waaroor Moses het daai tabernakel ingegaan. Daar het hy God se leiding gaan vra en raad gekry. En so het God hulle gelei met die tabernakel deur hierdie moeilike tyd. Hulle is nou in 'n moeilike tyd nie. God het besig om julle te lei deur hierdie moeilike tyd. Maar God is nie net in die middel nie. Hy is soos 'n tent oor julle gespan. Hy is vir julle nou die wolkkolom. Hy is vir julle die lig in julle lewe. Hy is die een wat julle sal beskerm van al die aanslae. En ons het al voorheen hieroor gepraat dat Jesus homself genoem het dat hy vir die kinders is soos 'n hoender wat sy aardkuikens beskerm. Soos wat die vlerke oor haar kuikens is, so is die Here se tentwoning nou bo oor die gelowiges. En hierdie gelowiges wat nou onder dieselfde druk is, wat daai tyd gebeur het, hulle sê nou, hulle hoor nou, dit is kerk. God sal nie sy oog van ons afhou. God sal ons dra. Hy sal ons toehou in sy arme. God weet van ons. Ons is veilig by hom. Dan gaan die verhaal verder oor die woestynson wat hulle hiervan praat. Hulle sal nie meer honger of dors word nie.
Die son sal nie op hulle neerskroei nie en ook nie in hittevloed nie. Dis goed wat so tipies was in daai 40 jaar wat hulle in die woestyn was. Julle ken die storie van hoe hulle gesukkel het. Op 'n stadium het hulle gemurmureer gesê, "Nee Moses man, jy is ons besig om nou in die moeilikheid te bring. Ons het nie kos om te eet nie." En dan bid hulle en sê die Here vir hulle man, dis hulle swart is. En dan moan hulle weer oor, ons het nie genoeg water nie, ons gaan doodgaan hier. Dis beter dat ons al liewer daar in Egipte dood gegaan het. En dan slaan hy op die rots en daar water kom. Hoeveel kere het die Here nie vir hulle gesorg? In hulle moeilikste tye dan sê God, kom ek gee vir julle 'n oplossing. Wanneer dit hulle regtig swaar gegaan het, dan sê God, ek is in beheer. Alles behoort aan my. Ek sal vir julle oorvloed gee. Dit is so mooi as daar vertel word van die kwartels wat hulle geëet het. Dat die volk sê, die ouens wat so gemoun het oor hulle nie vleis om te eet nie. En na die tyd dan staan daar in die Bybel geskrywe, hulle het soveel geëet dat hulle naar geword het daar. By God is daar oorvloed totdat ons dit nie meer kan hanteer nie. Dit is waarmee ons dit doen wanneer ons kies. Die verhaal van verder. Die lam wat in die middel by die troon staan. Hey, hoor julle die taal van die tabernakel hier? Die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei na waterstrome, waterfonteine van die lewe bring. En hulle het gehoor hiermee die verhale van Jesus wat soos 'n herder vir sy skape is. En die 99 het daar die kraal gewees en een wat verlore geraak het, dan het hy gegaan en hy daai skaap gaan haal met hom teruggebring na die kraal. Hulle weet dat Jesus is in hulle middel, nie eens sal verlore gaan nie. Hy sal almal veilig hou, hy sal hulle nader trek. Terwyl hierdie gelowiges angsbevange is, vir wie gaan volgende gevang word, wie gaan volgende doodgemaak word, hoe gaan hulle oorleef? Hulle het met hierdie sterre in hulle oë na hierdie nuwe land toe gegaan om te dink, dit gaan nou beter wees daar as wat dit hier is. En daar gaan ons nou floreer, en daar gaan dit met ons goed gaan, en skielik gaan dit met slegter as ooit tevore. Dan wat hulle hoor. God sien jou raak. Hy hoor jou trane. Hy sal dit afdroog. Jy is veilig in die hande van jou Vader. Hy sal jou weer laat glimlag. Eendag sal jy by jou feesmaal aan. So vriende, as ons dan nou na vandag toe moet kom, ek is seker jy het alreeds die konneksie begin maak. Ek is seker die Heilige Gees sal vir jou herinner aan waar jy in hierdie prentjie sit. Kom ons probeer dit 'n bietjie uitspan vir ons vandag. Waar leef jy druk? Waar voel dit vir jou asof God jou alleen gelos? Waar voel dit vir jou asof jou godsdienst net nie meer sin maak? Jy alles begin verloor. Alles begin uitrafel rondom jou idee van die God, sy hand op jou lewe. Dalk sit jy in 'n posisie waar mense jou saggies maar tog dringend vir jou sê, weet jy, hou liewe dit vir jou sê. Ons het dit nie nodig nie. Dalk is jy van die ouens wat onder die versoeking is om maar liewer stil te bly. Wat is die vraag? Van die afgeval net te rustig word en meer hou. Die Here wil vanmôre sekerlik vir my en vir jou ook sê, moenie nou ingee. Moenie nou ophou nie. Staan vas. Die oorwinning is verseker. Moenie vaskyk in aardse probleme nie. Weet van die hemelse oorwinning wat vir ons wag. Moenie vaskyk in hierdie aardse swaar kry en bekommernisse en wonder waar gaan môre se kos vandaan kom. Daar is oplossings. Ons vashou. Mag dit ook vir jou 'n oorwinning beteken. Mag dit vir jou vanmôre wat jy vanmôre dalk gebid het en gesig het voor die Here, sê, my Here,
U ken my hart. U weet oor hierdie goed wat ek sug. Maar vandag, nou dat ek uit die kerk uitstap, wil ek met die Here slegs sê, groot is ons God. Daar is niemand soos ons God, groot God. Hy heers in die hemel daarbo. Soos 'n pragtige lied wat ons gesing het. Hy kan doen. Hy hou ons vas in die heupe van sy hand. Hy sê nie sy oog van jou afhaal nie. Jou naam is in sy handpalm gefraseer. Hy kan glimlag tussen die trane deur. Hy kan God is in die Here. Hy lei ons na water.